Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, dank teenoor die Here dat u elkeen teenwoordig is, gewek deur die Here se Gees met 'n innerlike begeerte om vanoggend hier te wees. Aan u elkeen 'n hartlike woord van welkom. Mag ek vra of Suster Janine Fourie, ek sien haar nou vir die oomblik nie. Dis die weduwee van broeder Louis Fourie. Sy het gesê dat sy vanoggend die erediens graag wil bywoon. Dit was seker vir haar nie moontlik nie. In ons toetrede tot die troon van die Here, en ons doen dit met lof, sing ons 2 liedere uit die liedskat van die kerke hartlik saam. Die eerste is lied 593 se tweede strofe en daarna die tweede strofe van die oorwinningslied en daarna die openingsverklaring en die groetseën van ons Here. Juig tot eer van die Here, broer en suster, u en ek en almal op aarde. Dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons geskep en ons behoort aan hom. Ons is sy volk. Ons is sy kudde. En met hierdie openingsverklaring die groetseën van die Here te kan ontvang. Geliefdes, genade en vrede vir julle almal, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van hierdie aarde. Amen. Ons loof die Here verder met Psalm 98, die kloete-omdigting strofe 1 en 2. Ons gaan staan as ons dit sing en dan bly ons staan en doen ons belydenis van ons geloof en daarna kan u rustig weer u sitplek inneem.
gemeente saam met so 'n loflied op hulle lippe, die woorde in hulle hart, is begeerig om belydenis te doen van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons blaai met dankbaarheid na die Ou Testament bladsye, Exodus hoofstuk 20. En nadat ons die wetswoorde van ons Here gehoor het, sing ons uit dankbaarheid Skrifbruiming 5:4, die eerste, die derde, die 5de en die 6de strofe, en dan bid ons saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf, slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
ons verenig in gebed en roep die Here aan. Ons roep tot U Vader in die hemel met mense stem, in die taal wat ons praat en ken, tot U die almagtige God, wat ons hoor, wat ons ken. En ons roep tot U met dankbaarheid, U wat ons saambring, U wat ons vashou, U wat ons genadig is, U wat 'n erediens berei, feesdiens aan U toegewy. Ons met ons oë na bowe. U wat hoor ons sangstem waarmee ons U loof. U die groote God. Deur woord en gees by ons, naby ons, werksaam, koesterend, met vaderlike liefde. Wees ons genadig, Here, as ons in U voorhof saam is. As ons erediens hou, maak ons sensitief en dankbaar en opreg vir elke liturgiese handeling. Aktiewe erediensgangers. Ook in ons luisteraksie, aktief, onbevange, die Here wat praat en sê en verkondig. Daarom pleit ons dat die seënende hande oor hierdie erediens uitgestrek sal hou. Die Magalieskryn gemeente net hierna en so alle gemeentes in die Pretoria stad, Suid-Afrika, Afrika, die wêreld, in tyd soos dit gebeur. Ons wag op U met reikhalsende verlange. As nietig mens, vrygekope Christus Jesus. So bid ons met dankbaarheid uit genade, sien ons raak, o Here, om Jesus ontwil. Amen. In ons selfstandige skriflesing, broer en suster, vervolg ons vanoggend Matteus hoofstuk 5, vers 17 tot 20. En daarna die skriflesing waaruit spesifiek ook die teksvers vir die verkondiging van die Here se woord kom. Eers Matteus 5. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemele. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemele. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou
as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nou bedien ek die Here se woord aan u en daarom kom die Here self aan die woord in skriflesing uit die bekende Matteus 6 en dan blaai ons na die eerste Petrusbrief vir die teksverse vir vanoggend se bediening. Matteus 6 vers 25 tot 34, alom bekend, altyd die waarheid, altyd nuut. Daarom sê ek vir julle, en dis Jesus wat aan die woord is, moet julle nie bekommer oor julle lewe nie, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die willevoëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom of haar te bekommer jou lewe met 'n enkele uur langer maak, verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, wat moet ons drink, wat moet ons aantrek nie, want dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. En dan, liewe gemeente, 1 Petrus 5, vers 6 en 7 as fokusvers vir die verkondiging van die Here se woord. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Die tekstema, die hoër hand van God wat sy kind hoog optel en vashou. Liewe suster en broer, jong mens en kind, 1 Petrus 5 vers
6 en 7. Dis die lewende Here wat vanoggend soos altyd in 'n erediens met elkeen van ons praat, maar met u spesifiek as individu. 1 Petrus 5 vers 6 en 7 is nie mooi weerswoorde nie. Dis nie toe maar môre skyn die son weer. Dis nie so sappig. Die Here is aan die woord. En is dan wat ek wil vra. Is daar 'n meer aangrypende en 'n meer troosryke teks in die Bybel? Nou weet ek, dis gevaarlik om so te sê. Want elke teks natuurlik uit die hemel, troosryk, heerlik, God aan die woord, maar mag ek? Is daar 'n meer aangrypender, troosryker teks in die Bybel? Petrus wat onder leiding van die Heilige Gees sê, werp al jou bekommernisse op die Here. Want hy sorg vir jou. Wat 'n teks. Hoekom? Want wie van u weet nie wat bekommernis of bekommernisse is nie. En kom ons laat dit nou net eers daar, want ek wil vir u sê, die eerste lesers van die Petrusbrief het presies geweet wat bekommernis is. En ek kan dit sê omdat 1 Petrus 1 getuig hiervan. Daar staan, ek skryf aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in hierdie wêreld. Hulle het verskriklik gelei. As gevolg van 'n verskriklike, onmenslike, heidense regering. U kan dit gaan lees, hulle vervolging hoofstuk 2, lees gerus hoofstuk 3 van vers 14 af. En hoofstuk 4 se eerste 6 verse, daar was persoonlike benoudheid, daar was honger, daar was gevaar, daar was die swaard. Omdat jy 'n kind van God was. Die eerste Petrusbrief se lesers het die deurmekaar omstandighede van die lewe aan hulle lyf gevoel. En dus was hulle bekommerde mense. Sal u kan sê dat u nog nooit bekommerd was nie? Sal u dit eerlik kan sê? Nog nooit. En broer en suster, kinders en jong mense, nou wil ek nie oor bekommernis 'n ellelange lys van dinge en goed waaroor 'n mens bekommerd kan wees van hierdie kansel af op u afvuur nie. Nee, ek wil vra, gee u bekommernis self 'n naam. Soos dit diep in u menswees leef en moontlik net groei en nie ophou nie.
Waaroor is u bekommerd? Bekommernis in 1 Petrus 5 vers 6 en 7. Kom ons kyk. En nou wil ek sê vers 7 is verseker die bekende vers. Kom ek lees dit gou weer vir u. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Maar as jy die vers gehoor het, en dis bitter belangrik, ons mag vir die verstaan van vers 7, vers 6 nie miskyk nie. Want vers 6 kan ook so vertaal word: plaas jou hele lewe in die hande van God, in totale afhanklikheid van hom. Want as jy dit doen, staan daar, wanneer die tyd daar is, sal hy u 'n ereplek by hom gee. Wat sê vers 6? Vers 6 sê, en hoor of u my hoor en verstaan. Hierdie vers sê, laat toe dat God se sterk hande u vashou. Laat dit toe, my broer en suster, want ons laat dit baie keer nie toe nie. Ons sê, nou moet ek die situasie uitsorteer. Here, nou moet ek inklim. Net ek kan hierdie gemors uitsorteer. Asof ons sê, Here, gee my net 'n kans, dis nou tyd vir aksie. Nee, sê vers 6, laat toe dat God se sterk hande u vashou. Daardie almagtige hande wat so duidelik sigbaar is in die skepping en in die geskiedenis. Daardie hande wat ook ons omgewing aangeraak het, gaan kyk 'n bietjie, tyd perfek. Die somer is verby. Daar het nie 'n wekker gelui nie. Sy hande skuif die somer na die herfs. Laat toe dat God se sterk hande u vashou. Daardie sterk hand en uitgestrekte arm waarmee hy sy volk uit Egipte bevry het. Vers 6 sê dus, met 'n handomkeer kan die lewende Here tyd en omstandigheid en situasies verander. Met 'n handomkeer. Daarom plaas u hele lewe in die hand van God, waarmee Petrus soos in vandag wil sê, oorhandig u lewe aan u Skepper. Oorhandig dit. Here, hier is my lewe. Vers 6 sê dis eintlik gee oor. Maar baie belangrik in hoofletters, wat nie beteken gee boedel
oor nie. Maar verfres sê, met gee oor, plaas u self in sy hande deur voluit 100% te erken vir sy hande, ook in u lewe staan daar niks verkeerd nie. Niks. Weet jy wat? Met sagte hand, gelei langs stille waters. U ken mos die psalm. So is die Here, so kan hy aan u ook doen. En sê iemand so mooi, God se hande wat rondom sy uitduiende, nimmer eindige kosmos geskulp is. Is u lewe in daai hande. Sy hande wat rondom ons planeet gevou is. En nou God se hande wat rondom u in u bekommernis gevou is. God se hande wat afvlerk mense op grond van bekommernis toevou, koester en beskerm. En as u lewe volledig in sy hande is, hier kom dit, sal u nooit val nie. Nooit nie. Hoekom nie? Want hy laat sy kind nie val nie. Die Hemelse Vader, wat nooit, nimmer nooit, met gevoude hande na u staan en kyk. Hoekom kan ek so sê? My liewe broer en suster, omdat God se hande in beweging gebring word deur sy hart. God se hande wat met die werksaam is, werk nie teen die agtergrond van, ag kom ek tel jou tog maar op, jy is so sukkelaar, kom ek help jou staande bly. Nee. In sy hande, omdat hy u lief het. Want God se hand word in beweging gebring deur sy hart. Sy hande is sy hart. En sy hart sien ons blootgelê in sy seun se vasgespykerde hande aan 'n kruis. Om daarna middelaarshande met spykermerke te wees. Die een wat gesê het, in u hande, hoor, gee ek my gees oor.
Dis weer Paastyd. Kan ons sê, in U hande gee ek my gees oor. Jesus, God se handewerk op Golgotha, en nou eers, kom ek by vers 7. Sy bo-menslike sorg vir U, hoor mooi, sy bo-menslike sorg vir U, maak U en my besorgdheid in werklikheid oorbodig en onnodig. Op grond van vers 6 sê vers 7, wentel U bekommernis af. Werp dit op Hom. En hierdie woord werp het 'n sterk betekenis in die oorspronklike taal. Die woord werp sê, gooi dit as dit ware so ver as wat jy kan weg. Vorentoe. Nie gooi dit oor jou skouer en vergeet daarvan nie. Maar in die konteks van vers 6, gooi U bekommernis in die Vader se hande. Want my broer en suster, van bekommernis kom 'n mens slegs vry as iemand dit oorneem. Sal jy dit erken saam met my? Om bekommernis aanhoudend in U hand te dra en in U hart. Maak U moeg. Laat Hy dit oorneem. Maar vertrou Hom as U dit in Sy hande werp. Ons groei net as iemand ons bekommernisse vat. Neem my lewe. Here, en dit wat my krom laat loop in hierdie lewe, dit wat my die staanoorlosie in die huis laat afsit, omdat ek nie 11 uur en 12 uur en 1 uur en 4 uur in die oggend wil oorslaan nie. Gee dit. In afhanklikheid. Wat sê vers 7? Vers 7 sê, die Here sê, gee jou bekommernisse vir my. Kan ek met respek sê, vers 7 sê, my broer en suster, vir my en vir u, kyk as ek sê, kyk, ek steek my hande na jou toe uit. U wat ding, u het uit almal se hande uitgeval.
moenie u bekommernis in u hande probeer dra nie. Dit gaan ondraaglik word. Gee dit oor, dra dit oor. En wat gebeur? U sal ontdek, vers 7, daar staan dit, dat die Here vir u sal sorg. Daar staan nie, werp al julle bekommernisse op my en dit verdwyn soos mis voor die son nie. Daar staan, gee dit vir my, ek sal vir jou sorg. Sorg. Dan kan 'n mens op 'n manier afskeid neem van jou sorge. Dan staan 'n mens terug. Liewe kind van God, moet jou nie dooddra aan jou bekommernis nie. Laat die Here dit wegdra. En ten slotte, ons lees mos in Johannes 10 vers 28. En broer en suster, ontvang dit uit die middelaarshande van ons Here Jesus Christus. Ek gee aan u die ewige lewe en u sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Hoekom nie? Want niemand sal u uit sy hand ruk nie. U bekommernis. Onthou ek het gevra, ons moet dit 'n naam gee. Wat is dit? Sit alles, wat dit ook al is, om Christus wil, in u Vader se hande. Amen. Voor ons dank sê, geliefdes, kom ons sing lied 308 se 5de strofe en daarna dank ons saam. Danksaam. Onse Vader wat in die hemele is, u woord in sy waarheid, krag, tydgerig, betekenisvol. Daarvoor loof ons u. U wat in u alwysheid met die kleinste en die grootste bekommernis van ons lewe 'n plan het. 'n werkbare plan het. 'n verlossingsplan. En daarom, Here, bid ons vir elkeen met baie bekommernis.
wat ons baie keer so moedeloos maak dat ons die sin van die lewe begin betwyfel. Die lewe. Ons eie lewe, ons bestaan, die lewe van ons kinders, die lewe van ons kleinkinders. Die lewe van agterkleinkind op ons skoot. Die wêreld. Konings, presidente, ambassadeurs, politici. En ons as die gewone mens op straat. Soveel vraagtekens, baie keer so min uitroeptekens. En dankie Here dat U vir ons 'n grootse uitroepteken in vanoggend se teks gebring het. Ons sal ons bekommernisse op U werp. Ons sal dit doen, Here, bely ons in ons gebed. Ons sal U volg. Ons sal ons lewe in U hande neersit, onsself. En dan pleit ons, dra ons deur die lewe, die ruwe rotse rande plekke, die opdraandes, die afdraandes, die gelykpad, die plateau, die modderige sluik, die op die wolke loop, die in die donker sit. Dankie Here, dat ons tot U kan roep. En U ook te dank, Here, dat U woord verder gaan as hierdie kerkgebou in die Suid-Afrika land, Namibië, Afrika, oorsee. U te dank, Here, vir die diens van die tegnologie, in besonder ook vir die plattelandplek. En ons U kan dank vir die weelde van permanente domineesbediening en te dink aan watter kommer dit ontlok in 'n gemeente wat menslik gesproke nooit weer 'n dominee sal kan beroep nie. En as ons so bid, Here, dank ons U vir U roeping van Proponent Quentin Venter na die Delmas gemeente. Dat hierdie jong man wat ernstig siek was, genoeg krag sal gee om te kan bedien, om te kan werk, om te kan preek, en dat U ook hom en sy vrou se bekommernisse sal dra. Here, sien ons raak, soos ons hier tot U bid, diep in ons harte in te kyk, en die teks deur U Gees in ons gemoed in hoofletters in te skrywe. Ons roep tot U. Dra ons in U hande om Jesus ontwil. Amen. Ons gaan staan, geliefde gemeente, die tweede strofe
Psalm 36, daarna die uitstuurseën van die Here, ons Amenlied, vanoggend in die woorde van strofe 4 van die koraalgebed, soos gedig deur wyle Dr. Johannes Bingel, en daarna neem jy net die sitplek in vir 2 of 3 afkondigings. Ontvang uit genade, maar met dankbaarheid die seën van ons Here. Liewe gemeente, die Here sal u elkeen seën en u elkeen beskerm. Die Here sal u help en u genadig wees. Die Here hoor elke gebed van u en sal vir u vrede gee. Amen. Broer en suster, dankie dat ek u weer kan oproep tot voorbidding. As ons broeder Leon Janse van Rensburg aan die gemeente voorhou om ons ouderling vir die gemeente te dien. As daar enige iemand is wat oor broeder Leon 'n opmerking wil maak waarom hy juis as ouderling kan dien of dalk nie, dat hy met my of die skriba sal praat. Geen aandedediens vanaand vanweë die lang naweek en daarom ook nie katekisasie vir die laerskoolkindertjies vanoggend nie, maar Woensdag graad 8 tot en met 11 het ons wel ons byeenkoms, ook die belydenisklas van 18 uur tot 20 uur met die diensgroepleier van die senior jeug Madelet wat 'n mooi geleentheid vir hulle beplan. Ongelukkig ook nie tee en koffie nie, dit is nie 'n afkondiging wat ek uitgedink het nie. Hy so vir my deurgegee, so ek gehoorsaam die susters as hulle sê daar's nie tee en koffie nie. Ons spesiale dankoffergawe, as u dit sou wou afdra binne u vermoë, sonder dat dit verpligting is, gaan vanoggend vir die teologiese studentekas. En dan, broer en suster, sê ons ook aan broeder Huib Verhoef, ons orgelis sterkte. Ons broeder het in die week met behandeling begin, wat ook 'n
meer as 'n tipe chemo is. Dis maar 'n manier van hoe dokters chemo toedien deesdae. Dis 'n tydrowende saak, maar ons broeder se gesindheid en hart en positiwiteit is vir ons 'n voorbeeld. En ons sê vir hom, ons bid vir hom vir elke ronde behandeling. Dan merk ek ook vir Suster Idelet Bete op in die erediens wat groot chirurgie ontvang het 'n hele rukkie terug, dat die Here haar krag vir haar so mooi teruggegee het. En dan wil ek vra broer en suster, as daar nuwe lidmate is wat by hierdie gemeente met kerklike getuienis wil aansluit, dat u net na die erediens hier by die preekstoel vir my sal ontmoet, dan maak ek 'n nota en dan kan ons u kom besoek. Ek wil ook broer en suster namens ons almal vir 'n suster in die gemeente baie dankie sê. She is the carer of Mrs. Marais. She is with us in the sermon more or less every Sunday, and we want to thank you, ma'am, for your love and your service, especially to care for our beloved sister. Ek sluit af met 2 kaartjies, Aiden Fleming, ek hoor van hulle hier in die moederskamer, en as TJ Bedford hier is, sou ek graag ook aan hom 'n kaartjie wou gee. Broer en suster, as Aiden naderkom, dit is die ou mannetjie wat so 'n naweek of 2 by sy ouma gekuier het, toe daardie husse het mos lang ore nê, toe daardie vreeslike gebeurlikheid plaasgevind het. En die man sê hy is dwars deur daai krisis. Net omdat hy so 'n klein mannetjie is en 'n klein mannetjie se bloed is mos dik, né Pieter? Baie seën ou Aiden, ons is so trots op jou, hoor. Dankie broer en suster, seën en sterkte vir die dag.